Julle maak asseblief julle Bybels oop by Lukas hoofstuk 18. Ons is nou nog steeds besig met die prediking deur Lukas. En ons het die vorige keer begin kyk na hierdie voorval of hierdie ontmoeting van Jesus met die jong man of die jong heerser of die baie ryk jong heerser, die owerste. En ons gaan vandag nou verder na hierdie gedeelte kyk. Spesifiek gaan ons kyk en stil staan daar by vers 25 tot 30 van Lukas 18, maar ek gaan net vir ons lees, eers vanaf vers 18 tot dan by vers 30. En die woord van die Here kom tot ons. En 'n sekere owerste vra hom, dit is nou vir Jesus, en sê: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus antwoord hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder." En hy sê: "Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom: "Nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my." Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." Daarop sê die wat dit gehoor het: "Wie kan dan gered word?" Maar hy antwoord: "Die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik." Toe sê Petrus: "Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg." En hy sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeu wat kom." En dit is die woord van die Here. Is daar enige iets wat jy liefhet in hierdie lewe, wat jou van God af weghou om in 'n verhouding met hom te staan? Is daar 'n sonde wat jy nie bereid is om te bely nie en van af te sien nie? Is daar 'n aardse skat of 'n menslike verhouding wat jy nie bereid is om af te sê om Jesus te volg nie? Wat hierdie gedeelte vir ons leer is dat as daar enige iets in hierdie lewe is wat bo verhouding met Jesus gestel word, dan sal ons nie die koninkryk van God erf nie. Dis baie duidelik. En dit is baie hartseer. Soos die ryk jong man weggeloop het, hierdie jong man wat bedroef was oor hierdie versoek van Jesus dat hy alles verkoop en dit aan die armes uitdeel. Hy was baie ryk, hy was lief vir sy besittings. Hy het erken Jesus is die goeie meester, maar hy het nie besef wat dit beteken om werklik Jesus te volg as sy koning nie. En daarom was hy bedroef toe Jesus hierdie versoek gee. En dis hoekom Jesus daar in vers 24 dan sê ook: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan." En soos ons laas maar net gesien het, dit gaan nie hieroor in op sigself dat dit verkeerd is om besittings te hê nie. Dis nie wat die Here Jesus hier leer nie. Dit gaan daaroor dat jy nie daarop moet vertrou nie, dat jy nie daarin jou vreugde moet vind nie. En dan sê Jesus in vers 25 verder: "Want dit is makliker vir 'n kameel
om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En ons het so vinnig daar ook by stilgestaan, dat ons nie hierdie waarskuwing van Jesus moet versag nie. Want daar's baie mense wat sê, wel goed, wat eintlik hiervan gepraat word is nie regtig 'n kameel wat ons nou ken, 'n groot kameel waarvan hier gepraat word nie, is miskien 'n tipe kabel wat baie moeilik deur die oog van 'n naald gesteek kan word. So dis moeilik, maar dit is doenbaar. Of party mense sal sê dit verwys na die ingang. Dit kan selfs daar in Jerusalem wees, daar was 'n ingang, die naaldpoort of wat ook al. En dan kan 'n kameel daar ingegaan het as hy miskien sy bagasie afgelê het, en dan moes hy miskien selfs onderdeur kruip, dan sou hy kon ingaan. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê 'n absolute ding. Hy sê, as jy op rykdom vertrou, of dan op enige iets in hierdie wêreld, dan sal jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Jesus wou juis wys hoe moeilik dit is vir die mens wat op homself vertrou om in die koninkryk van God in te gaan. Dis menslik onmoontlik. En die mense wat daar rondom Jesus gestaan het Jesus se punt baie duidelik verstaan. Dis hoekom hulle in vers 26 sê, daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Wie kan dan gered word? Hierdie ryk jong man, hy is seker die beste voorbeeld van iemand in die samelewing daardie tyd. Selfs as 'n persoon miskien vandag in die kerk. Hierdie persoon wat uitgesorteer is, sy besigheid is suksesvol, hy dissipline, hy ken die skrif, hy volg alles perfek na, hy is die model. Kry nie 'n beter persoon as hierdie ou nie, hoe kan jy dan gered word? Ja, Jesus se skokkende opmerking dat hierdie man gaan hierdie koninkryk van God ingaan nie, hierdie nodige effek gehad. Dit kan ook wees, as mens nou alles opweeg, die konteks en so aan, dat hierdie mense het ook 'n bietjie van 'n welvaartssiening gehad, dat die persoon wat in die kerk is, wat 'n sterk gelowige is, 'n groot gelowige is, dit gaan met hom goed en daarom het hy geld. Dit is wat mense baie keer hoor in die samelewing. Jy hoor, as jy werklik glo, dan gaan jy rykdom hê. As jy nie goeie geloof het nie, dan gaan jy arm wees. En hierdie mense het seker aan gedink, goed, so hierdie ryk ou, wat duidelik volgens hulle 'n sterk gelowige is, gaan hierdie koninkryk van God in nie, en hulle self wat dink, wel, hulle sal ook graag wil ryk wees, gaan dus ook nie in die koninkryk van God in nie, want op die ouend is dit dieselfde, of jy ryk is en of jy wil ryk wees, en kom ons sê, jy kom daar, en jy het die rykdom, dan gaan jy ook nie in die koninkryk van God ingaan nie. So, wie kan dan gered word? Die situasie is hopeloos, en dis waar Jesus hulle wou uitbring. Hy wil juis vir hulle wys, ja, by die mens self is daar geen hoop nie. Geen hoop nie. En daarom het ons die evangelie nodig. Want die evangelie laat nie sondaars sonder hoop nie. Vers 27, maar Jesus antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Dit is net die barmhartige, almagtige werk van God wat moet kom deur sy gees en sy woord, en daardie hart kom uitdruk, daardie hart van steen kom uitdruk, en 'n hart van vlees moet insit. Niemand kan dit self doen nie. Jy kan nie daai operasie self uitoefen nie. Dit is net wanneer mense die woord van die Here hoor en besef watter nood hulle in is, watter toorn hulle moet eintlik ontvang. Want onthou, ons is van nature boos, ons verdien die ewige straf. Die babietjie wat gebore word,
Onskuldig voor die landswet. 'n Babietjie is seker die onskuldigste persoon wat jy kry. Maar ons word in sonde ontvang en gebore en is van ons geboorte, van ons ontvangenis af onder die toorn van God. Elke persoon. Selfs die tannie wat baie oud is, wat ons sê, sy gaan reg uit hemel toe. Ons kan nie daai sê, as daardie persoon nie werklik op Jesus vertrou nie. En dit is moeilik vir ons om dit te verstaan. Maar as ons maar net kyk na wat ons om ons aan die gang is, in die wêreld daar buite, mense wat die beste opvoeding het, dan doen hulle bose goeters. 'n klein babietjie, wat self so woedend kan word, en as jy jouself, net daai klein babietjie, net so 20 jaar ouer sal word, dan dink jy, wat sou hierdie babietjie doen, as hy nou 'n mes in sy hand gehad het? Dan besef jy, wat die sonde is. Ja, ons leer om wêreldwys te wees, ons woede onder beheer te hou, om nie te sleg te lyk nie, want onthou, ons wil tog goeie mense wees, en nie sleg gesien word deur die wêreld nie, en ons het nog die werke van die wet op ons harte. Ons weet God se wet is op elke mens se hart, vir ons Romeine 2 vers 14 en 15. Ons werk nog met hierdie idee van, ja goed, as ek net 'n goeie mens is, en ek kry genoeg pluspunte, en nie te veel minusse nie, dan uiteindelik is my som positief, en is ek reg. Ek moet net daai positiewe punte hou. Dan is ek uitgesorteer. Maar Jesus sê nee, jy is nie. Nie as hierdie ryk jong man wat uitgesorteer is in wêreldse oë is reg nie. Maar dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Dis hy wat moet kom, en dit is hy wat dit kan doen, en dis hy wat dit ook sal doen om mense te kom red. En hy kan die verhardste hart kan hy kom sag maak. Dink maar aan Paulus, wat die kerk vervolg het, wat Jesus eintlik gehaat het. Dan kom hy en hy verander daardie persoon se hart. Hierdie Paulus wat toe na later so 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament neergepen het. Dis die Here Jesus wat die jongste kom red, en die oudste, die stadige, of die vinnigste van begrip, die slimme en die domme. Maar die punt is, alles is van hom afhanklik om gered te word. En selfs om te glo is 'n gawe van God. Alles kom van hom af. Sodra ek begin dink, ek is eintlik goed, en ander mense is eintlik sleg, en wat ek doen is eintlik goed, en dis mense wat my te nakom, as ons in daai ding gaan, met ons harte toets. Wat is ons besig om hier te doen? Ons is besig om weer te val in daardie idee van, ek het barmhartigheid van God nodig, in die sin van ek verdien dit. Ons verdien niks. Ons verdien niks goeie gawes nie. Niks. Wat ons wel verdien, is die ewige straf. Almal verdien die ewige straf. Dis waar ons begin. Begin daar. Almal verdien die ewige straf, almal moes eintlik uitgewis geword het, na Adam, ons almal behoort in die hel, dit is ons beste plek gewees, en wat kom die Here doen in sy barmhartigheid? Hy besluit selfs in die tuin al, dat hy beloof dat hy die saad van die vrou sal stuur om die slang se kop te kom vermorsel. Dis die evangelie. En dit is waarin gelowiges in die Ou Testament en in die Nuwe Testament glo, dat Jesus het gekom en daai slang se kop vermorsel. Hy het die laaste vyand die dood oorwin, sodat ons nooit deur daardie dood sal gaan nie. En daardie is nou die tweede dood, is daardie straf. Dink daaraan, dat Jesus vir sondaars gekom het, en die ewige dood, onder God se toorn, deur sy hele lewe, maar spesifiek aan die kruis, gedra het. En as jy in Jesus glo, dan oordink net weer, probeer dit toepas, net weer eens, dat my sonde wat ek vanoggend gedoen het,
Selfs die manier hoe ek opgestaan het, of gister, as ek enige sonde wat in my hart was, dat Jesus vir daai sonde gesterf het. En dit is van spesifieke sondes, wat die Here Jesus wil hê ons moet spesifiek bekeer. Want ons moet spesifiek dink aan daai spesifieke sondes, wat ons doen. En dit is wat Jesus wou gehad het, hierdie mense moet besef. Dit lyk of Petrus dit besef het. Hy het tog wel gewonder, en ek dink dit is 'n billike vraag, wat hy vir Jesus vra. Hy verstaan wat Jesus sê, dat by God is alles moontlik, is God wat red, hy het Jesus nodig, hy verstaan dit. Maar, wat tel dit dan, of wat is die nut daarvan, dat jy alles opgee vir Jesus? Dis wat hy vra hier, so hy sê, toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en nie gevolg. Jesus het gesê vir die ryk jong man, jy moet alles basies verlaat, jy moet die besittings, moet jy verkoop en aan die armes gee, en my volg, en dan sal jy die ewige lewe hê, jy sal die koninkryk van God beerwe, jy sal deel wees van my koninkryk. Maar nou sê Jesus, en toe het Jesus nou eintlik uitgewys, hierdie ryk jong man kan dit nie doen nie. Okay, so maar nou, wonder Petrus nou, maar ons het alles verlaat en nie gevolg, wat is nou die nut daarvan? As alles van U afhanklik is, hoekom moet ons hierdie goeie werke doen? Hoekom moet ons dit in die lewe prys gee om Jesus te volg? En ek moet miskien net hier noem, daardie opdrag wat Jesus aan die ryk jong man gegee het, hierdie baie ryk owerste, is nie 'n opdrag noodwendig vir elke persoon, om nou huis toe gaan en alles te gaan verkoop nie. Want kom as jy dink dit is dit, en jy gaan huis toe en jy verkoop nie al jou goederes nie, as jy besig om te sondig, nee, want Jesus beveel dit. Wat hier gebeur het is, die ryk jong man, vir hom, moes hy besef, dat hy het die Here nodig, en vir hom sou dit gewees het, om sy besittings te verkoop, om daai afgod te kruisig. Dit was 'n opdrag vir hom. Die geopenbaarde opdrag, vir elke persoon op hierdie aarde, en spesifiek dan vir gelowiges, is dat ja, sê vers 29, is dat, ja, ons moet broers, of vroue, of kinders, of huis moet ons verlaat. Dit is so. Maar in die sin, dat ons nie ons hoop in hulle vind nie ons vreugde, en sê, as ek hulle nie meer het nie, dan hoekom lewe ek nog nie? Daar is 'n probleem. En dit is wat Jesus hier leer, is dat, maak nie saak wat jy in hierdie lewe het nie, dit gaan jy nie uiteindelik die vreugde gee, daardie ewige vreugde in jou hart nie, dit is net die Here Jesus. Maar kom ons kom terug na Petrus, hy sê, ons het alles verlaat en nie gevolg. Dit was wat Jesus van hulle vereis het, is dat hulle op daardie stadium, hulle beroepe los, baie van hulle was vissermanne, hulle moes hulle beroep los en Jesus volg. Dit beteken nie dat hulle moes nou gesê het, nee, ek gaan glad nie meer omgee vir my moeder en vader, of selfs vir my vrou, of wat ook al nie. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Maar hulle moes dit verlaat het, wat hulle gewoond was om te doen, die beroep wat hulle gehad het, en om Jesus te volg. En hulle het dit gedoen. Maar dan vra Petrus, maar wat baat dit ons? Het gaan in elk geval nie ons redding beteken. So wat Jesus dan wys is, wat hulle gedoen het, daardie aksie, toe hulle Jesus volg, en wil volg, en sy opdrag om hom te volg, gehoorsaam, was dit die vrug van die geloof. Dis wat uitvloei uit die geloof. Ja, om jouself van die toorn van God te red is onmoontlik, maar deur die geloof wil ons die Here gehoorsaam.
Dis wat hier gebeur word. Dis hoekom ons lief is vir die Here se woord ook, om dit nou te wil doen. Ons val daarin, elke dag, ons sukkel, maar ons wil dit doen, dis die vrug van die geloof, en dit is wat Jesus hier doen. En dit is so 'n mooi uitbalansering in 'n sin, want nou weet ons, by God is dit net moontlik, is net by God moontlik om gered te word, maar hy verander ons harte so, dat ons hom nou wel wil volg. Ons wil vir hom luister. Ons wil sy gebooie bewaar. Dit is die liefde tot hom. So hierdie gehoorsaamheid is 'n vrug van bekering. En die Here sal altyd gehoorsaamheid seën. Verloor alles en kry baie meer. Dis wat Jesus sê. Gee alles prys in terme van dis waar ek my vervulling kry. Dis waar ek die vreugde kry. Gee dit prys en jy gaan baie meer kry. En dis wat Jesus sê daar in vers 29. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand, dis nou alle gelowiges, wat hulle huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeu wat kom. Weereens, Jesus is nie besig om hier te praat van, jy moet jou familie afskryf nie. In 1 Timoteus 5 vers 8 is dit baie duidelik. Dit sê hierso, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. So dit kan nie wees wat Jesus hier sê, dat jy niks meer met jou familie te doen het nie, en dit is wat dit beteken om Jesus te volg nie. Nee, dit gaan hier oor dat jy nie op hulle vertrou vir verlossing nie. Dink jouself in, as iemand in my familie sou doodgaan, gaan ek nog vol lewe? As ek nie meer hierdie skatte het nie, gaan dit net vir my so verwoestend wees. En dis 'n vraag wat elkeen moet vra. Waar vind ons werklik ons vrede? En wat Jesus hier beloof, hy sê, as jy daardie vertroue op besittings en op familie, hoe langer hoe meer afsien daarvan, hoe meer gaan jy besef, dat jy in hierdie tyd, in hierdie lewe, het jy baie meer ontvang, en ook in die lewe, en die ewige lewe in die eeu wat kom. En dink daaraan, wanneer iemand tot geloof kom, dan is hy nou 'n kind van die Vader. Hy's werklik 'n kind. Hy word gebore in God se familie, nê? So jy's 'n kind van die Vader, en beteken dit jy het baie ander broers en susters. Dis die realiteit. Jy het hierdie magdom, broers en susters. Dink dit al die gelowiges oor die wêreld. Hoeveel is daar? 500 miljoen, 1 biljoen. Niemand van ons se familie is so groot nie. So jy kry baie meer. En as jy na ander plekke toe gaan, kom ons sê jy gaan ergens aan die Kaap, en op 'n stadium dan stap jy nou by 'n ander gemeente en op 'n Sondag, en jy woon die erediens by, dan besef jy, maar hierdie mense deel dieselfde geloof. Presies dieselfde geloof. En dan het jy hier jou familie, en dan gaan jy miskien na 'n ander land toe, en dan kom jy daar in 'n kerk, en die mense verstaan jy nie eers lekker nie, maar jy weet, jy kan sien, hierdie mense glo in Jesus. Is jou broers en susters. Dit is 'n wonderlike seën natuurlik, as jou eie fisiese familie ook gelowiges is. Dit is 'n seën op 'n seën. En ons is ook dankbaar dat die Here dit ook wys. Hy sê hy werk ook in families, fisiese families, dat hy daar gelowiges ook bring in families. So gelowiges moenie afsien van hulle huisgenote nie, maar ons moet weet, ons het 'n wonderlike groot familie waar ons gebore word. En dink aan die besittings. Goed, kom ons sê iemand, Elon Musk, hy's nou amper $1 triljoen sterk, dis nogal baie geld. Maar dit is nog nie eens 'n breekdeel van die wêreld nie, nê?
wêreldse besitting is, maar eintlik 'n baie klein gedeelte van as jy nou dink hoeveel goud daar is en diamante en so, en as jy nou al daai waarde bytel, is dit baie meer. Wat beloof word vir gelowiges, en dit is 'n realiteit waarin ons nou moet dink, is as jy gered word, dan besit jy die aarde. Jy besit die aarde. Dis die realiteit. Aan Abraham is beloof dat hy die wêreld besit, en dat hy die wêreld gaan besit, die nuwe aarde. En daarom dat hy nie so verknog was aan dat hy met nou hierdie stuk land hê en daar bly nie. Hy het geweet sy nageslag gaan die Kanaan kry, en uiteindelik was dit 'n prentjie van die hemelse land, die Kanaan, en uiteindelik was dit die wêreld, die nuwe aarde wat hy gaan besit. Dis die rykdom van gelowiges. So ons het alles. Daar's niks wat hierdie wêreld ons kan bied wat kan vergelyk met die rykdom wat Christus ons gee nie. Ja, so jy kan miskien tot geloof kom en dan is dit die familie wat jou afskryf. Dit kan gebeur. Dit het al baie gebeur. Moslemlande gebeur dit daagliks. En dan moet ons weet, ons het hierdie groter geestelike familie. Ons het soveel meer rykdom in Christus. Baie meer as wat hierdie wêreld ooit gaan vir ons kan bied. So deur die geloof kry jy familie, besittings en bo alles, jy staan in 'n regte verhouding met die almagtige God, en dat jy nou kan begin uitlewe waarvoor jy geskep is. En dit is om hom te geniet en hom vir ewig te eer. So dis 'n no-brainer. Bekeer en glo in Jesus tot die vergifnis van sondes. En dan sal jy ook ontvang die vrug van die geloof. Jy sal die Here wil gehoorsaam, daar waar hy vir jou leer in die skrif om hom te gehoorsaam. Verloor alles en kry oneindig meer. Kom ons bid saam.